dan is met ander woorde baie belangrik. Dis hoekom ons met ander woorde baie keer gebruik Sondag in ons feesdienste. As ons uit die Bybel uitlees, ons sê baie keer met ander woorde. Hoekom? Want die Bybel is geskryf in, ek weet nie of jy dit weet nie, hy het nie in King James en 'n leeromhulsel uit die hemel uitgeval nie. Hy is geskryf in Grieks en in Hebreëus en ons het ander woorde nodig. Is dit nie deel van menswees nie? My insig is beperk. My perspektief is beperk. Maar saam met jou kan ons met ander woorde, saam kom ons by dieper betekenis en 'n dieper belewenis uit. En as die gesprek belangrik is met ander woorde baie belangrik. Ek wil sê die belangrikste gesprek waar aan ons kan deelneem is die gesprek oor Jesus. Ek wil so ver gaan om te sê, die belangrikste gesprek wat op hierdie oomblik op die aarde aan die gang is die gesprek oor Jesus. Ongelukkig het soveel Christene, en ek het na eerste diens so bietjie saam met mense gestaan en net sommer gevra, wat hoor julle en wat en so aan. En ek kom dit agter, ongelukkig het soveel Christene die gesprek oor Jesus so gehoor, dat die bottom line is, waartoe gaan jy as jy doodgaan? Dit het 'n stuk vrees in die gesprek ingebring, wat maak dat vir baie mense gaan die hele gesprek net, is ek okay? Hoe kan ek weet ek is okay? Wat ek jou wil uitnooi om te hoor, as die gesprek fokus op is ek okay, dan is ek in die middel van die gesprek, is ek nie? En dan word Jesus 'n middel tot 'n doel, is dit nie? Vriende, die middelpunt van ons gesprek is Jesus self. In 'n sekere sin is dit wat ons die hele laas jaar probeer doen het. Die gesprek gaan oor Jesus. In die middel van die gesprek in die Bybel, die skrif, is Jesus. Op 'n stadium sê hy vir die Fariseërs, julle ondersoek die skrifte, en julle dink dat julle daarin die ewige lewe gaan kry, maar die skrifte getuig van my. Die middelpunt van die gesprek in die skrif is Jesus. Die middelpunt in die gesprek van die Heilige Gees met my en jou is Jesus. Jesus sê oor die Heilige Gees, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal sê net wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Baie mense praat oor die Heilige Gees en werkinge van die Gees. In die middel van die gesprek wat die Gees met jou het, is Jesus. In die middel van die gesprek op hierdie oomblik in die hemel is Jesus. Johannes kyk in die hemel in en wat sien hy? Hy sien die troon van God, hy sien die 4 lewende wesens, hy sien die ouderlinge wat God se volk verteenwoordig, maar dan in die middel van die troon, in die middel van die troon van God en die 4 lewende wesens, in die middel van die ouderlinge, 'n lam asof hy geslag is. 7 horings, 7 oë, die 7 geeste van God wat uitgestuur is oor die hele aarde. Vriende, ons gesprek, ons lewe draai om Jesus. En as Jesus die middelpunt is, kom jy agter, daar's allerhande dinge wat ook ons redding bring. Paulus skryf op 'n stadium en hy prys God vir 'n klomp goed. Hy prys God dat hy ons gekies het in Christus. Hy prys God dat hy ons aangeneem het as sy geliefde kinders. Al die goed waaroor ons so graag praat. Hy prys God dat hy ons sonde vergewe het, na die rykdom van sy genade. Luister, as God sonde vergewe hy die sonde waarvan hy weet. Dis baie meer as wat jy weet.
Hy verseël ons met die Heilige Gees, terwyl Paulus Jesus prys, of God prys vir al die dinge wat God vir ons in Christus gedoen het, sê hy al die dinge het 'n doel. God het 'n doel om die volheid van tye te bestuur. God bestuur geskiedenis voor en na Jesus. Bestuur God geskiedenis met een doel. Wat is hierdie doel? Ek wil gou vra of jy dit saam met my wil doen. Ek gaan jou 2 hande vat. Met die doel om alle dinge wat in die hemel is, dan bring jy nou die een hand nader, maak nie saak wat die een nie. En wat op die aarde is, onder een hoof in Christus bymekaar te bring. Miskien kan jy nou so begin bid. Alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, onder een hoof, een leier, die gesalfde koning Jesus. Vriende, wanneer Jesus die middelpunt van ons gesprek is, kom ons agter die gesprek oor Jesus is baie groter as net my redding. Het sluit dit in, verseker, maar dit is baie groter. Is alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, wat God nou bymekaar wil bring. En dis die gesprek. Dis die gesprek. Dan raak met ander woorde baie belangrik. Met ander woorde kan ek jou vra, wat beteken dit as God sê, hy het een doel, hy wil alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde bymekaar bring. Wat beteken dit? Dis 'n goeie vraag, né? Wat beteken dit? En ek en jy is nou deel van daai gesprek. Is dit nie hoe Jesus ons leer bid het nie? Ons Vader, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied soos in die hemel. Hoor jy hom? Alle dinge in die hemel? Hoor jy hom? Dis die gesprek waarvan Jesus ons nou deel gemaak het. Met ander woorde, nee, jy is deel. Kan ons gou hieroor praat? Want dit help eintlik nie ons praat as jy nie besef jy is deel nie, nee. Dan gaan jy nou dink aan die stock exchange of wat ook al. Ek weet nie waaraan jy nou gaan dink nie. Jy is deel van die gesprek. Hier's wat Johannes skryf. 1 Johannes 1 vers 3. Hy sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Daai gemeenskap is die woordjie wat Ellen nou aangehaal het. Koinonia. Partnership. Fellowship. Vriendskap en vennootskap. Wat sê Johannes? Ons het die evangelie gehoor. Die goeie nuus oor Jesus. Nou is ons deel van 'n vriendskap en 'n vennootskap. Jy is deel van die gesprek. Die gesprek wat God, die Vader met die Seun het. Luister mense, hierdie is groot. God het jou deel gemaak van 'n gesprek. Paulus stel dit so, en hierdie smokkel met ons koppe. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewendig gemaak. Ek wens, kan ons net gou pos, ek wens dit kan die met ander woorde word, as mense sê, Jesus het vir my sonde gesterf. Hy het, maar wat beteken dit? Hier is die met ander woorde. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe staan jy saam met hom op. Kom ons vra gou eers weer, is dit wat daar staan? En jy het nie net saam met hom opgestaan nie, uit genade is jy verlos, ja, hy het ons in Christus saam opgewek en saam laat sit. Terwyl meeste Christene wil hemel toe gaan, sê die Bybel, ons is klaar daar.
Wat beteken dit? En miskien kan dit jou help, dit help my, as ek so daaraan dink, met ander woorde, God het my ingetrek in 'n gesprek. God het jou ingetrek in 'n gesprek. Daar waar die lam in die middel van die troon is. 'n Gesprek van waar die Heilige Gees in sy volmaaktheid, 7 oë, 7 horings, volmaakte werking van die Heilige Gees uit die lam uit hier op die aarde. In daai gesprek is jy in Christus ingetrek. Eintlik, ons sukkel mense, ons gebruik die woordjie drie-eenheid. Daai woordjie kom in die Bybel voor nie, maar dis hoe ons probeer verduidelik. Daar's God op die troon, maar daar's ook die lam, maar daar's ook die Gees. En jy word ingetrek. Nee mense, kom. Ek en jy word ingetrek in 'n gesprek van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hoekom? Sodat alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde by mekaar kan kom, onder een hoof. En as jy dan nou in daai gesprek is, die skok, deksels, die met ander woorde wat van God afkom. As God moet sê, hy heers sy troon. As God moet sê, hoe gaan alle dinge in die hemel, alle dinge op die aarde, in die middel van daai gesprek, is 'n lam wat geslag is. Daar raak ons woorde op. Dis hoe God sê, dis sy met ander woorde. Dis hoe hy gaan heers. Dis hoe hy alle dinge in die hemel en op die aarde bymekaar gaan bring. Deur sy selfopofferende liefde. En jy en ek is nou ingetrek in daai gesprek. Hoekom? Want jy's 'n vennoot. Jy's deel van hierdie vennootskap. God trek ons in 'n gesprek wat hy met homself het, sodat ek en jy liefde kan ken. Die liefde van God wat ons sien in Christus. Sodat dit ons gesprek bepaal, ook met hom. Ons Vader. Ons Vader. So kan ek gou 3 dinge noem. Hierdie missie van God kan nie bekostig dat jy nie jouself sien as deel nie. God het in Christus, toe jy dood was, jou saam met Christus opgewek. Jy wurm nie jouself hier in 'n gesprek in nie. God het jou ingewurm. Hy het jou ingebring. Dis nie jy wat baie van jouself dink nie. Dis God wat in Christus jou opgewek het. Efesiërs 2 sê dit mos. Saam met Christus, toe ons dood was. Toe jou gesprekke, my gesprekke, nêrens heen op pad was nie. Toe ons dood was, het God ons uit sy genade uit opgewek. Jy kon nie jouself aan jou skoenveters optel nie. Net so min kan jy jouself in hierdie gesprek insit. Dis nie jy wat gepresteer het nie, dis nie my en jou verdienste nie, dis wat God in Christus kom doen het. Kan ek jou vra, is dit hoe jy oor jouself dink? Bepaal God se gesprek, die gesprek wat jy met jouself het. As jy opstaan in die oggend, dink jy staan net op in die tuinroete?
Of besef jy het opgestaan in die hemel? Jy sit in hemelse plekke, saam met God. Jy het stemreg. Wat jy sien hier op aarde, en vir God sê, maak saak. Jy's in. En eintlik help dit nie ons gaan aan as jy nie besef jy's in nie. Jy gaan so moet dink. Ek is ingesluit. En het jy gehoor, is nie net jy wat ingesluit is nie. Kom ek sê net gou, as Paulus vir Korintiërs gemeente, ons gaan baie uit Korintiërs uitskryf, dan is dit wat hy sê. Hy sê, julle is die gemeente van God in Korinte. Ons is deel van die gemeente van God in die tuinroete. Maar hoe kan ons dink dat die Here, soos in die hemel, soos op die aarde, ons kan gebruik vir dit? Want ons is nie net in die tuinroete nie, ons is in Christus ook. Ons is God se geheiligdes in Christus. God het jou geheilig in Christus. En daarom kan jy aan sy tafel sit. En jy kan saam praat, boetie. Maar het jy gehoor, is nie net jy wat alleen opgewek is nie. Hy sê, hy het ons in Christus saam. Dis wat Jesus sê, hoe neem ons deel aan die gesprek? Ons Vader. Né? Ons. Luister, die missie kan nie bekostig dat jy nie jouself sien as ingesluit nie, en die missie kan nie langer bekostig dat jy dink as jy in jou klein hoekie en ek in myne nie. Ons is saam. Ons is saam opgewek. Ek dink nie ons besef die omvang van wat gebeur as gelowiges saamkom nie. Op 'n stadium praat Jesus met sy disippels en hy sê, as een kwaad is vir die ander ene, dan gaan jy na daai ou toe. En jy gaan praat met hom oor wat verkeerd is. Hoekom moet jy gaan praat? Want onttrek is nie 'n opsie nie. Hoe wil jy nou onttrek? Luister, ons almal het al seer gekry in die kerk. Is daar iemand wat nog nooit seer gekry het in die kerkie? Dan is dit seker jou eerste keer hier. Ons almal, dis baie keer wat gebeur. Mense sê goed en hulle is baie keer roekeloos met hulle woorde of hulle doen goed en hulle besef nie en ons almal kry seer. Ek het al 10.000 keer seer gekry, maar onttrek is nie 'n opsie nie. Hoe kan 'n pinkie nou sê ek is nie meer lus vir die lyfie? Jy kan jou vriende kies, jy kan nie jou familie kies nie. Hier sit ons. In hemelse plekke. Saam. En is in daai gesprek wat Jesus vir die disippels sê, as 2 of 3 van julle saam in my naam is ek in hulle midde. Nou dan quote ons daai versie as dan min mense opdaag vir die diens. Want ons verstaan nie, maar die Jode het baie goed verstaan. Hulle het verskriklik goed verstaan. Hulle het 'n geskrif gehad wat hulle gehelp het om die Bybel te interpreteer. Hulle Bybels, die Mishnah. Hier's wat die Mishnah sê. When two sit together and words of Torah pass between them, the divine presence rests. When 3 eat at one table and speak the words of Torah, it is as though they have eaten from the table of God. Jode, klomp van die Jode het nie in Jerusalem gebly nie, né? Klomp. Hulle kan nie daar by die tempel wees nie. Maar wat het hulle Mishnah vir hulle gesê? As 2 of 3 van julle saam is en julle praat Torah, is dit asof julle in die tempel is. The divine presence rests. En onthou, die tempel was nie vir hulle soos 'n kerk, soos vir my en jou. Ons gaan na die tempel toe nie. Die tempel was nie net 'n plek waar mense saamkom nie. Vir hulle was die tempel 'n plek, hoor gou mooi, asseblief hoor mooi, vir hulle was die tempel 'n plek waar hemel en aarde bymekaar kom. Jy kry dit al in Genesis 28. Wat is die huis van God?
Dis 'n poort na die hemel. Die tempel was vir hulle 'n plek waar God se teenwoordigheid kom woon het, sodat hy hemel en aarde bymekaar kan bring. Klink dit bekend? OK, ons gaan terug. Onthou jy Efesiërs 1? Alle dinge in die hemel? Verstaan jy wat Jesus sê, as hy sê, as 2 of 3 van julle in my naam saam is dit asof julle in die hemel is. So dit is nie net 'n gesprek wat ek met die Here het nie. Hierdie is 'n gesprek wat ons het. En vriende, ek wil jou vra, hou op om aan jouself te dink as 'n eilandjie. Ek het jou nodig en jy het my nodig. En dis saam wat ons by dieper betekenis uitkom. Dis saam. Dis in gesprek. En so sien jouself ingesluit, sien ons saam met jou ingesluit. En neem dan deel. Praat, boetie, praat. Neem deel. Hier so Paulus in Kolossense 3 stel. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, streef na die dinge daarbo. Hoor gou wat sê hy nie. Hy sê nie, los die aarde nie, want hy het nou in die ander brief gesê, alle dinge in die hemel en? Wat sê hy? Hy sê die beginpunt van jou gesprek is nie jou gesprek daar in die boardroom nie. Die beginpunt van jou gesprek is nie jou gesprek daar in die sitkamer of in die slaapkamer nie. Die beginpunt van jou gesprek is nie daar met die bure nie. Die beginpunt van jou gesprek is jy's in die hemel. En vanuit daai gesprek het ek al my gesprekke. Het ons al ons gesprekke. Dis wat hy sê. Hy sê, waar Christus aan die regterhand van God sit, bedink die dinge daarbo. Dit beteken nie, ons bedink nie die dinge op die aarde nie. Dis ons vertrekpunt. Dis van waar ons alles op aarde doen. Soos in die hemel. Daar's 'n beginsel wat jy dwars deur die Bybel kry. Die kring waarin jy sit, bepaal die pad wat jy loop. Jy sien dit al in Psalm 1. Moenie wandel op die weg van die goddelose, staan op die pad van die sondaar. Waar begin daai goed? Sit in die kring. In die vergadering. In watter kring sit jy? God het jou opgewek. God het my opgewek. Ek sit in 'n ander kring. In 'n ander gesprek. Saam met familie. Saam met 'n gesprek met die Vader, Seun, Heilige Gees. Sodat ek liefde kan ken. Sodat alle dinge in die hemel en alle dinge op die aarde onder een hoof kan kom. Paulus sê, moenie dwaal nie. Hoe dwaal 'n mens? Verkeerde gesprekke. So vriende, ek en jy is in 'n gesprek ingetrek deur die Here. Ons gaan dit nou vier met die nagmaal. En miskien is dit iets waarmee jy sukkel. Jy dog jy sit op 'n stoel hier in Hartenbos, nou hoor jy sit in die hemel. Is oké, kom ons sukkel saam. Kom ons praat hieroor, dis fyn. Dis die gesprek. Met ander woorde, wat sê jy? Maar dis die realiteit. Soos in die hemel, so op die aarde. In Christus in die hemel, in die tuinroete, God se gemeente. En dis nie iets wat ek en jy bereik het nie. Met ander woorde, dis wat Jesus bereik het deur sy dood. Amen. So hoekom gaan die reeks dan nou belangrik wees? In hierdie reeks gaan ons praat, met ander woorde, oor die liefde wat ons daar in die middel van die gesprek in die hemel sien.
Ons kan nie met my idee, ek kan nie met my idee van liefde hier op aarde lewe en dink ek gaan die Here verteenwoordig nie. Ek moet eers deelneem aan die gesprek. Wat sê hy oor liefde? Wat is sy liefde? Hoe werk sy liefde? In die middel van die troon van God is die lam. Jy kan nie die troon van die lam skei nie en jy kan nie die lam van die troon skei nie. Dis hoe God heers. As ons nou die gesprek het, soos in die hemel so op die aarde, dan moet ons by God leer. En dis die doel van hierdie reeks. Ons gaan gesels oor, met ander woorde, wat is die woorde wat God aan hierdie woordjie wat ons sê liefde? Wat is God se woorde oor dit? Sodat ons kan deelneem aan die gesprek, sodat alles in die hemel, alles op die aarde, onder een hoof by mekaar kan kom. Vanoggend gaan ons dit vier met die nagmaal. Wat 'n voorreg. Die ete wat Jesus gegee het, sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed, sy offer, die lam wat geslag is. En ons vertroue vanoggend, kom ons bid dit sommer nou vir mekaar. Here, terwyl ons vanoggend eet en drink, dit word deel van ons, hierdie brood, hierdie druiwesap word deel van ons. Here, kom help ons om te besef waarvan U ons deel gemaak het. Help ons om te besef, ons is in Christus. Ons sit in die hemelse troonkamer. En ons is deel van 'n goddelike gesprek. En Vader, terwyl ons dan U offer vier. Here, kom bevestig hierdie woord deur die Heilige Gees. In elke hart, aan ons gedagtes. Help ons om te bedink. Bedink nou die dinge wat daarbo is. Help ons om te bedink. Niemand kan namens jou dink nie. Jy word nou geroep om te self te dink. Bevestig U woord, Here, in ons, in die naam van Jesus. Ek wil jou uitnooi, so welkom om op te staan, nagmaal elemente te kry en dan, soos wat jy wil, miskien wil jy saam met jou gesin, miskien wil jy net op jou eie, te eet, te drink. Dis die liggaam van die Here wat vir my gebreek is. Dis sy bloed. So is ek geheilig. Ek is nou in Christus. Eet en drink. En dan, terwyl ons so klaar eet en drink, gaan ons ook die Here saam aanbid. So ek nooi jou uitkom, half jou nagmaal elemente, hier's tafels reg rondom. Baie mense gaan so na die middel toe, maar kom sommer vorentoe, reg rondom tafels, jy kan opstaan en gaan haal. As jy klaar gaan haal het, kom sit weer en dan eet en drink jy. Eet en drink dit wat die Here voorsien het, sodat jy kan deel wees van sy tafel, sy hemelse gesprek. Ja, ons prys U, Here, omdat U lewe, lewe ons. Ons is ingesluit by U. Dankie vir die verklaring wat U oor ons elkeen maak. Ons is saam opgewek, saam in Christus, in hemelse plekke. Dankie, Here. En dankie, Here, dat U deur U Gees ons in staat stel om anders te begin bedink. Dankie vir U woord, dankie vir die nagmaal. Dankie dat ons kon eet en drink aan U tafel. Dankie vir U teenwoordigheid wat in ons woon. En dat ons deel kan wees. Deel van U, deel van U liefde, deel van U plan vir hierdie wêreld. Dankie, Here, in die naam van Jesus. En ons almal sê Amen. Kan ek jou vra om net so 'n oomblik jou sitplek te neem?